Boek van Openbaring, soos wat Cherie laasweek vir ons begin het. Het eintlik die eerste gedeelte waar ons nou sien, dis Johannes wat dit skryf, maar dis eintlik 'n openbaring van Jesus. So Jesus is meestal aan die woord en dan word hierdie 7 briewe nou namens Jesus aan die verskillende gemeentes geskryf en vandag hanteer ons die brief aan die gemeente in Laodicea. Ek lees vir ons voor Openbaring 3 vers 14 tot 22. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar net koud of warm? Maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, ek het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy elendig en bejammeringswaardig, brandarm, blind en naak is nie, raai ek jou aan om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees. En wit klere, sodat jy jou kan aantrek, en die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie, en salf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Diegene wat ek lief het, berispe en tug ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my. Wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons lees net tot daarso. Ek het die afgelope min of meer 2 weke die voorreg gehad om self deur Turkye te toer. En dis ongelooflik. Ons sal iewers 'n plan moet maak om van die gemeente ook weer daar te kry. Die antieke stede is ongelooflik goed herstel deur slim argeoloë en 'n klomp spanne. Mens kry regtig 'n gevoel as mens in van die stede loop, veral stede soos Efese en Laodicea en Pergamum, Smyrna, of gedeeltes van Galasië, die provinsie. Mens kry regtig die gevoel dat as ek nog 4 tree gaan gee en net so om die draai gaan kyk, gaan Paulus daar so sit. Ongelooflike belewenis van hoe dinge toe was. Maar natuurlik is die moderne Turkye net so interessant. Nou sonder om julle te lank besig te hou met my vakansieplannetjies, is die rede hoekom ek dit vertel nie net omdat dit lekker is om te praat oor vakansie nie. Maar dit gaan so bietjie oor die voorbereiding wat gedoen is vir hierdie erediens. Partykeer is dit goed om oop kaarte te speel. Want waar predikante, ek ingesluit, dikwels 'n klomp kommentare nader en baie lees, die Bybel lees en kommentare lees om te help met die skryf van 'n preek, het ek nou die voorreg gehad om so bietjie minder te lees en so bietjie meer eintlik in hierdie antieke wêreld te leef. So die hele vakansie, alhoewel dit 'n vakansie was 'n versameling van insigte en geloofservarings en sommer net 'n verdieping van my menswees in daai antieke wêreld en my verstaan van die Nuwe Testament. So dit alles so 'n klomp puzzelstukkies wat bietjie bydra, natuurlik onder leiding van die Heilige Gees om vanoggend se erediens te skep. So dis my regtig 'n voorreg om daar te kon wees, maar dis net so groot voorreg vir my om vanoggend en miskien dalk op nog 'n paar geleenthede iets daarvan met julle te deel. Moet ek in dieselfde asem sê, ek is ongelukkig nie die beste fotograaf nie. So moenie 'n klomp fantastiese foto's verwag nie. Al die foto's wat daar is wel deur my geneem, maar daar het 958 mediocre foto's uitgekom. Een ding wat my regtig opgeval het van die antieke stede in Turkye is hoe prominent die tempels in al hierdie stede was. Nie Joodse tempels nie vroeë kerke of tempels van die vroeë Christene nie, nee. Tempels van die Romeinse Ryk, tempels wat opgedra word aan een of ander god of godin, tempels wat opgedra word tot eer van die keiser. Dit staan sentraal in al hierdie verskillende stede.
Afgodediens en die absolute verering van die keiser was die norm van die dag. Alles het eintlik rondom dit gewentel. Ons sien ook in verskillende van hierdie tempels en van die ander opgrawings wat in die gebiede gedoen word, die keiser was God genoem. Die keiser was seun van God genoem. Die keiser was selfs op tye Here genoem. Die keiser was gesien as 'n goddelike, as 'n seun van God en die Here van die mense van die stad, van die stede. En as ek dit hoor, as 'n Christen, dan laat dit my dadelik wonder, wat bedoel ons as ons sê, ons moet nie polities preek nie? Wat bedoel ons as ons sê die kerk moenie by politiek betrokke raak nie? Want as Jesus sy bediening kom vestig, en as die disippels en die vroeë Christene daarna oor Jesus praat, dan sê hulle sonder twyfel, nee. Die keiser is nie die seun van God nie, die keiser is nie die Here nie, Jesus alleen is die seun van God. Jesus alleen is die Here. En in dit wat hulle sê, ondersteun hulle optrede dit ook. Hulle vermy sosiale geleenthede. Hulle vermy samekomste waar die stad se burgers saamkom. Hulle vermy die tempels. Hulle bring nie die verpligte offers aan gode en aan die keiser nie. Politiek. Die Griekse woorde waar ons uiteindelik politiek vandaan kry, kom eintlik maar neer op die werkswyse van die stad, die polis. Nou in die antieke Romeinse ryk was die tempel en die tempelpraktyke, die verering van die keiser, dit was die werkswyse van die stad, dit was die politiek. En daarom was Jesus se hele bediening in daai sin van die woord baie polities. En die vroeë kerk se alternatiewe lewenstyl, lewenswyse was beslis net so polities. Jy volg of die keiser as jou Here en daarmee saam die politiek van die Romeinse ryk, of jy volg vir Jesus as die Here en daarmee saam staan jy dwars teen die politiek van die Romeinse ryk. Jy kan nie in die middel ronddwaal nie. Jy kan nie louwarm in jou geloof wees nie. En in die antieke wêreld kan jy ook nie louwarm in jou politiek wees nie. Nou dit gesê, is die plan nie om vanoggend politiek in julle kele af te druk nie. Die punt bly dat ons nie polities behoort te raak in die manier wat ons dit vandag verstaan nie. Maar hoe ons wel polities moet raak, is dieselfde manier as wat Jesus polities was. Ons moet die realiteit van ons stad, ons polis in Grieks, en die realiteit van ons land ernstig opneem. Jesus se bediening, sy volle lewe, kruisiging, dood, opstanding en wederkoms, dit alles beloof vir ons 'n nuwe skepping, 'n nuwe stad, 'n nuwe wêreld. Vernuwing, verlossing, versoening, vrede. Nie net een dag nie, maar nou reeds. En daarom is dit ons roeping as Christene, ons verantwoordelikheid as Christene, om saam met die Heilige Gees nou reeds te onderskei, hoe behoort ons stad te lyk, as ons anders as die wêreld is? Hoe behoort ons stad te lyk, as ons as mense sê, Jesus is ons Here? Wat is God se visie vir ons? Wat is God se visie vir Boksburg? Wat vra God van ons in ons land se politieke klimaat? Ons kan nie louwarm wees nie. Want God roep ons vir meer as net vir een dag. God roep ons ook vir nou. Nou as ons eerlik met onsself is dit nie noodwendig wat ons wil hoor nie. En as ons ook eerlik met onsself is die meeste van ons oor die algemeen redelik apaties teenoor die werklikheid van ons land se politiek. Of dalk is apaties die verkeerde woord. Dalk is daar 'n gatvoller woord om dit te verduidelik. Ons is nie regtig so gesteer met politiek nie. Natuurlik wanneer dit ons affekteer, dan kan ons briesend kwaad raak. Petrolpryse, korrupsie, optogte, slaggate, swak munisipaliteit. Maar in die geheel
pla dit ons nie regtig nie. Of dalk om dit anders te stel, ons het baie sterk opinies daaroor. In ons opinies oor die politiek en oor die land is ons nie louwarm nie, maar in ons optrede, in ons daaglikse lewe rondom hierdie goed, leef ons louwarm. Somebody else's problem. Hoekom? Want ons kan bekostig om louwarm te wees. Buitendien is ons fokus baie meer op ons eie geluk en gemak en pogings tot sukses en rykdom in watter manier ook al. Baie meer op dit as wat ons onsself gaan steur aan 'n klomp dinge wat ons tyd sal mors. Soos politiek, soos armoede, soos ongeregtigheid, soos ander se werkloosheid, soos die kwessies van onwettige immigrante. Me, myself and I. Dan vra ek myself af, as ek na my eie lewe kyk, na die manier wat ek leef, na die dinge waaroor ek meer passievol raak, die dinge waaroor ek nie louwarm is nie, wie is my Here? Is Jesus regtig my Here? Of miskien is Jesus regtig my enigste Here? Waar lê my toewyding en fokus? Waar lê my hart en my vertroue? In antieke Turkye is dit maklik om die groot tempels te sien van verskillende afgode. Maar louwarm geloof en afgode diens is vandag ongelukkig nog net soveel van 'n realiteit as wat dit byvoorbeeld in die omgewing van Laodicea was. Die storie van Laodicea as 'n stad is eintlik baie interessant. In die antieke wêreld rondom Jesus se tyd was Laodicea waarskynlik een van die rykste stede in die omgewing gewees. Nie die enigste ryk stad nie, maar een van die stede soos Efese, soos Hierapolis, wat gekompeteer het vir die beste stad in die streek. En as jy daai prys gewen het, dan het jy nou die voorreg gekry om nog 'n tempel op te rig vir die keiser. Wat ek kan nie dink dat dit nou 'n fantastiese prys was nie, maar dit was vir hulle 'n fantastiese prys. Ryk stad wat kompeteer hiervoor. Rykdom, kompetisie, sukses. Maar 'n ekstra interessante ding van hierdie stad was dat anders as al die omliggende stede, soos Hierapolis veral, in Hierapolis vandag is daar 'n klomp resorts en goed gebou want hulle het hierdie ongelooflike natuurlike warmwaterbronne. Laodicea, uit die aard van die saak, ten spyte van al hulle rykdom, het nie natuurlike water gehad nie. Nie koue water wat uit die grond uitgekom het nie, en nie natuurlike warmwaterbronne nie. So die lank en die kort is dat hulle water moes kry van ander plekke met 'n aquaduk. En as jy nou 'n aquaduk vat en jy sit warm water of koue water daarop in die klimaat van Turkye, hoe kom die water in die dorp aan? Lauwarm. So hierdie lauwarm wat gebruik word om die Christene in Laodicea hulle geloof te verklaar, is nie sommer maar net 'n mooi woord of sin nie. Soos die water van hierdie ryk stad wat hulle nie kon verander nie, is iets van hierdie gelowiges se geloof lauwarm. Nie warm genoeg om geniet te word nie en nie koud genoeg om gebruik te word nie. Lauwarm. Terug by ons toer deur Turkye. Ek was op reis saam met 'n groep van 47 mense. Ons het 'n hele bus vol gesit en verskriklik ver op hierdie bus gery. Verskillende gemeentes, hierdie 47 mense, almal passievolle, uitgesproke Christene. Die meeste nou nog redelik wel af ook. Maar ons belewenis van Laodicea was ongelooflik. Miskien juis omdat die meeste wat wel af was, iets van Laodicea wat wel af is, kon relate en daarom die trefkrag hiervan verstaan. Die besef dat die gemeente in Laodicea ook berispe word as gevolg van hulle rykdom was opvallend. En daarmee saam word die gemeente in Laodicea berispe omdat hulle lauwarm geword het.
Lauwarm in die sin dat hulle nie meer volledig hulle vertroue in die Here plaas nie. Ons is ryk, ons is skatryk, ons kom niks kort nie. 'n Wanpersepsie of 'n illusie van onafhanklikheid. Hulle rykdom is nie regtig hulle probleem nie, maar wel hulle vertroue in hulle rykdom. Verplaaste vertroue. En dan probeer Jesus hulle met hierdie woorde, hierdie brief, eintlik wakker ruk. Julle sê julle is ryk, skatryk, maar ek sê vir julle, julle is bejammeringswaardig, brandarm, blind en naak. En dan raai die Here hulle aan, koop by my goud, plaas julle vertroue op my, kry by my wit klere, kom maak julle oë reinig, sodat julle weer kan sien by my. Vul julle rykdom, of vind julle rykdom in my, julle Here. Maklik genoeg om te verstaan, tog bietjie onmoontlik om te omarm. Nou die opvallende ding vir my van ons trip deur Turkye was, direk na hierdie Laodicea uitstappie. Ongelooflike ervaring, ons het die brief saam gelees, ons het iets van hierdie begryp, lou warmte, die gevaar van rykdom, gedeelde belang, gedeelde vertroue. Nou direk daarna, soos wat die toer saamgestel is, het ons in 'n tipiese, of by 'n tipiese Turkse winkel gaan stop. Die beste gehalte katoen, brand name klere teen 1/4 van die prys, handdoeke, tafeldoeke, enige iets waaraan jy kan dink. En boonop het ons nog 50% afslag gekry. Dalk is die beste manier om te verduidelik, jy kon Birkenstocks koop vir R400. Bargain. En net so is die trefkrag van Laodicea 'n vae herinnering. Lauwarm geloof. Ywerige passie, in my belewenis daarvan oormatige ywerige passie vir 'n goedkoop shopping spree. Is Jesus regtig my Here? Is Jesus regtig my enigste Here? Waar lê ons toewyding en ons fokus? Waar lê ons hartklop? Nou daarmee sê ek nie dat 'n shopping spree verkeerd is nie. Maar die dinge waaroor ons passievol raak, skyn tog 'n lig op die diepte van ons hart, op ons vertroue en ons loyaliteit. So word ek en jy dan miskien ook, soos die gemeente van Laodicea, berispe en getuig. Ek sou nou iets kon sê oor Sanwoord Park in Boksburg, maar ek gaan nie. Ek hoop net dat jy ten minste op hierdie stadium 'n mate van ongemak beleef. Want ek, en miskien die meeste van ons, is op een of ander mate skuldig daaraan dat ons vertroue meer versplinterd is as wat ons sê. Om te sê Jesus is my Here is 'n heel ander saak as om dit te leef. In Turkye het ek ook geleer dat die meeste van die land, soos julle sekerlik weet, moslems is, maar die interessante ding is, die meeste moslems in Turkye is non-practicing moslems. Dit het nie vir my regtig sin gemaak nie. En ek het, soos wat ons tussen die winkeltjies deurgeloop het, met 'n winkeleienaar of twee gepraat, ook oor hierdie kwessie van wat behels hierdie non-practicing moslems nou, en die winkeleienaar wat meer toegewyde moslems was, stem ook nie daarmee saam nie. Maak ook nie vir hulle sin nie. En in teleurstelling het my kop teruggedink aan Suid-Afrika. Ons land is meestal Christene, maar miskien is ons ook meestal non-practicing Christene. Om te sê, Jesus is my Here, en om so te leef, is twee uiteenlopende dinge. Tog is die beskuldiging en die berispe en die tug
nie die einde van die storie nie, gelukkig ook nie vir ons nie. Want nadat Jesus Laodicea aanraai om hulle vertroue in hom te plaas, hulle oë wat genees moet word, sê hy die volgende: diegene wat ek lief het, berispe en tug ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, saam met hom eet en hy saam met my. Selfs in die lou warmte van Laodicea bly die Here se liefde kragtig teenwoordig. Selfs in die verdeelde vertroue en verwarrende rykdom, soos wat rykdom maar kan wees, hou Jesus aan met klop. Uit liefde berisp Jesus. Uit liefde tug Jesus. Uit liefde sê Jesus, wees dan ywerig en bekeer jou. En nog meer as dit, Jesus is nie net sommer een of ander mens wat dit sê nie. Jesus is nie net nog 'n klip afgodstandbeeld of 'n selfvoldane keiser nie. Soos die begin van hierdie brief in Openbaring, Jesus is die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Jesus was van die begin af daar. Jesus is die versekering, die Amen. Jesus is die getroue en ware getuie, die een wat homself in lewe en sterwe aan die kruis tot die dood toe bewys het. Jesus is die opgestane Here en die ware seun van God. En Jesus is baie beslis en baie spesifiek ook die begin van God se nuwe skepping. Vernuwing, verlossing, versoening, vrede. Dit is ons Here. Dit is ons Here wat liefdevol en genadig en aanhoudend sê, wees dan ywerig en bekeer jou. God is die gewer van elke goeie gawe en daarmee saam is God die gewer van ons geloof en ons ywerige bekering. God is die een wat klop en aanhou klop. God is die een, en nou moet julle my mooi hoor, God is die een wat in liefde hoop. Ja, God is die een wat hoop dat ons God nie vir ewig sal uitsluit nie. Want ons kan. God het ons geskep vir egte en diep verhouding met God. God is liefde. God gee liefde. En God se liefde kook ons lou warm geloof tot 'n vurige en ywerige vertroue. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan ons gemeente sê. Mag die Here jou ook so ontmoet, sodat jy sy klop hoor. Mag jy die roepstem van die Here aanhoor en gehoorsaam wees. En mag jou hart en jou ore, eintlik maar jou volle mens wees, ywerig en toegewyd in die voetspore van Jesus loop en bly loop. Jesus alleen is ons Here. Die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se nuwe skepping. Kom ons bid saam. Here, ons is afhanklik van U. Al lieg ons baie keer vir onsself en sê dat ons nie is nie. Here, sal U ons so kom ontmoet en in U liefde toevou, dat ons nie nog oppervlakkige pogings sal aanwend om U liefde te wen of U te manipuleer nie. Maar dat ons die mure sal afbreek tussen ons en U. Dat ons pogings tot selfgeregtigheid en ons pogings tot onafhanklikheid sal kruisig ter wille van verhouding met U. Here, so bid ons ook vir ons medegelowiges in ons land en oor die wêreld heen. Help ons om so te leef
dat die wêreld kan sien dat U ons Here is en dat U die enigste Here is. Die enigste Here is wat waardig is om gedien te word. Aan U kom toe die lof en die eer en die majesteit. Dankie dat U ons in genade en liefde toelaat om dit met vrymoedigheid te sê en te leef. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons Here. Amen.